En ek sê dankie Here dat U ons harte en ons ore oop en ontvanklik maak vir dit wat die Heilige Gees vanmôre aan ons bied. Here, ek dankie vanmôre vir geopende ore, ontvanklike harte, dat ons daders van die woord sal wees, nie vergeetagtige hoorders van die woord nie, Here. Ek bid Vader God dat U nou in hierdie oomblik van sitplek tot sitplek sal beweeg. Elke man en vrou en kind in hierdie plek sal aanraak deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Enige iets of enige iemand wat indruis teen die kennis van God, Here, en die skanse opwerk teen die kennis van God, werk ons nou neer in die naam van Jesus Christus en ons maak U krag en U guns en U seën en U autoriteit los in hierdie plek. Ons maak genesing, ons maak vrymaking los in hierdie plek vanmôre in die naam van Jesus, dat U vanmôre, Vader God, deur die kragtige werking van U Heilige Gees met elkeen van ons sal deel. Begin by my, Here, in die naam van Jesus. My gebed is, Here, dat U ons gedagtes gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan U vanmôre, dat ons sal ag slaan op die woord en dat ons sal uitgaan om 'n verskil te gaan maak in iemand se lewe. Word verheerlik in Jesus naam. Amen. Loof die Here, kan ons die Here 'n hande klap gee? Die woord sê new mercies every morning. Hier sit ons, deurgedra. Al die lof en eer aan die Here. Goeiemôre van my kant af. Baie welkom. Of jy nou vir die eerste keer vanoggend hier is en of jy al baie lank hier is, jy is welkom in hierdie plek. Hier's 'n welkom hier. Hier's 'n Christus welkom hier. Nou Filippe ken ons daai liedjie. So bly dat jy vanmôre besluit het dat die Lighuis AGS Gansbaai is jou plek van aanbidding vir vandag. En ons het 'n gesegde wat ons sê, dit is die plek waar besoekers familie raak. So welkom, geniet die diens. Wie van u was nog nooit in 'n Pinksterkerk? Kan ek jou aan sien? Almal vertrou met Pinkster. Prys die Here. Ons is baie bly vir elke een wat vanmôre hier is. Ons het 'n geseënde Pinkstertyd gehad. Ons het 'n geseënde Pinkstertyd gehad. Ons het 'n geseënde Pinkstertyd gehad. En wat het ons op die laaste gesê? Dit bly nie nou daar nie by Woensdag aand nie. Dit gaan aan. Pinkster is nie net vir nou 10 dae nie. Pinkster gaan aan. Pinkster is elke dag in 'n kind van God se lewe. Halleluja, prys die Here vir Pinkster. Ek is opgewonde altyd om die woord te bedien.
pastoor, staan net stil op een plek vir een slag. Ons gaan maar kyk hoe dit werk. Mag die Here u seën. Gedurende die Pinkster, ek weet nie watter dag dit was of aand nie, het ek gepraat oor die krag van verwagting. Dat ons altyd 'n verwagting moet hê van wat God gaan doen. So ek wil vanmôre praat oor die krag in ons. Amen. Nie die krag in my nie, die krag in ons. En ek wil graag die skrif aan u voorhou in Psalm 133. As Johannes daar kan help. Hy sê daar, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers en ook susters saamwoon. Die Engels sê, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. There God commands a blessing. Die Afrikaans is nou nie so powerful nie. Hy sê, there God commands a blessing. Julle was in die weermag gewees. Of in die lugmag. Fanny was 'n man wat gesê het, as hy sê, staan op, dan staan 'n hele troepe van manskappe op sy opdrag. Nou God gee 'n opdrag om te seën daar waar eenheid is. Asseblief moet nou nie dink dat hier is nie eenheid in die gemeente nie. Ek bemoedig jou vanmôre, wat kan gebeur met die krag van eenheid? Vers 2, ek wil net genoeg dit sê, die Engels. Hy sê, how good and how pleasant it is for brethren that dwell together in unity, because there God commands His blessing to dwell together in unity, in your marriage, in your family, to dwell together in unity, in your kerk, by your werk, waar jy ook al is. God se seën is op dit, when we dwell together in unity. Vers 2 sê, dit is soos die kosbare olie wat op die hoof wat afloop op die baard van Aaron en wat afloop op die sool van sy klere. So, iets sê vir my, daar waar eenheid is salwing. Daar waar salwing is krag. Die laaste gebed wat Jesus gebid het in Johannes 17 vers 21 hier op aarde. U ken dit baie goed. Ek het in hierdie week goed opgelet wat die Here vir my laat uitstaan met die voorbereiding van die boodskap. En ek het gesien, hy het 5 keer in Johannes 17 het hy in daardie hoofstuk gesê, Here, maak hulle een, maak hulle een, maak hulle een, gaan lees het hier het al agtergekom al, 5 keer in een hoofstuk. Hoekom sal Jesus sê, maak hulle een? So, eenheid, unity, is eintlik 'n big deal, as ek dit so kan stel. As die duiwel daarin kan veroorsaak om verdeeldheid te bring, dan het hy oorwin. Maar hier het ek nuus vir u, en hier het ek nuus vir hom vanmôre. Hier gaan hy nie oorwin nie, want ons gaan die krag van God sterker maak as ooit tevore. Ons het gelees vers 2 van Psalm 123. Hy sê dit is soos die kosbare olie wat afloop van die baard van Aaron af, wat afloop van sy kop af tot by sy voete. Die kosbare olie is 'n simbool van die salwing van die Here. Salwing word aangetrek deur eenheid. Die anointing is attracted by unity. Met ander woorde wat die Here eintlik hier sê is, my opdrag, nie die Here sinne, my opdrag, His command is, my opdrag van seën is slegs daar waar eenheid is. Geen wonder dat die vyand so suksesvol is in die saai van verdeeldheid en van tweespalt in huisgesinne. Ons sien dit, ons werk daarmee, ons beleef dit, tweespalt
huwelike, onder vriende, onder familie, hy spesialiseer, die vyand spesialiseer in verdeeldheid en onenigheid, veral in kerke, veral in gemeentes, om dit te bring, want hy wil verhoed dat daar die command in vervulling kom, want dat daar 'n eenheid sal wees, want daar waar eenheid is die seën van die Here. Dan kom Joshua in hoofstuk 24 en wel in vers 15, ek ken dit so goed. Hy sê, jy kan kies wie jy wil. Jy kan kies wat jy wil, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Wees, nie me, myself en I nie, maar dit gaan oor ons gaan die Here dien. Ek wil vanmôre sê, ek sê net dit wat die Here vir my gesê het, dit het tyd geword dat ons huise in orde kry. Dit het tyd geword dat eenheid in huise sal terugkom. Dit het tyd geword dat eenheid sal in ons huise wees, want daardie eenheid sal oorspoel na ons kerke toe. Daardie eenheid sal van ons kerke af oorspoel na die gemeenskap toe. Wanneer eenheid in die huis is, dan is hierdie huis ook in orde. Het ek in my 40 jaar van bediening gesien, hoe mense beweerd en bewolk ingestap kom by hul deur, nie hiermee in ander gemeentes, dan vra jy vir die persoon hoe dit gaan, dan kan jy sommer sien, dat alles is nie reg by die huis nie. In die Pinkse tyd het ek gesê, hoe kom jy van die huis af en verwag om hier 'n ontmoeting te hê? Hoe kom jy van die huis af en verwag om hier 'n salwing te hê, as jy nie eers by die huis alles in orde gekry het nie? Die ou koortjie sê, bring jou vuur van die huis af en die Here gaan jou seën. Ek sê weer, mense, hoor vanmôre dit het tyd geword dat orde in die huis van die Here kom. Dit het tyd geword dat dissipline weer terugkom in die huis. Ek is nog old school, Chris, jy kan dit maar afval, uit en daai. Ek is nog old school en ek is jammer, maar 'n kind sê nie vir my nie. Is ek reg, Adrie? Nog steeds nie. Vele kere sê vir jy, sê nie vir my nie. Bring die orde terug in die huis. En sy maak, asof sy die bang is, maar sy lewe. Bring die orde terug in die huis. Bring die dissipline weer terug in die huis. Bring God se orde, God se beginsels. Bring die woord van God weer terug in die huis. En jy gaan sien hoe dit jou gaan verander, om hierdie gemeente te verander, om die dorp te gaan verander. Hallo, is dit? Weer eens, dit is die krag van ons. Ek sien dit daar. Dit is die krag van ons. Ek en my huis, ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom wat wil, al kom die storms, al kom die probleme. Baie mense dien die Here was net as dit goed gaan, hè? Ja. As die bankrekening klaar is, dan dien hulle ook maar nie meer die Here nie. Die krag van ons. Ek praat vanoggend met u oor die krag van ons. Ek wil jou opbou. Ek wil jou bemoedig daarmee. Wanneer dit opbou om te gaan oor ek dit en ek dat. Wie se kinders het toe hulle klein was gesê, myne, as hulle iets wil hê. Baie kinders van die Here, ongelukkig, gelukkig nie hier nie, is ook so, myne, ekke. Dit werk nie so nie. Ons begin met ons dit en ons dat. Dan is daar 'n eenheid. En dan kom die seën van die Here en dit eenheid trek die seën van die Here aan. In ons huwelike. Baie keer as dit opbou moet gaan oor ek en oor my en dit raak ons, kan die Here sy seën gebied. In ons besighede, in ons werkplekke, waar ons ook al is, dit moenie gaan oor me, myself and I
die storie se naam wat ons lank gelede gekyk het. Dit was 'n reeks gewees baie lank gelede. Ek weet nie eens hoe dit meer werk nie, maar die ma, dit is altyd 'n ma en 'n dogter wat baie na in mekaar was. Dan ontmoet die dogter nou 'n man en hulle raak verlief en hulle wil trou. Nou, dan moet die klem ons nou verskuif van die vrou wat saam met haar man is, om haar man aan te hang. En dan begin die ma nou moeilikheid veroorsaak, dan sê sy, but where do I fit in? Shame. What about me? Ja, shame. What about me? Where do I fit in? Wanneer ons die fokus van die ek en die ek na ons verskuif, dan plaas God 'n blessing op ons. Baie van ons het so selfgesentreerd geraak en die fokus is net op onsself. Maar vandag bring ek vir jou ook voor wat die Here in my gees geplaas het. En van my af na ons toe oor die krag van ons. Ek het gepraat oor die krag van verwagting. Nou praat ek oor die krag van ons. En ek lees in Numeri 11, daar vers 16, 17. Julle kan dit maar gaan opsoek by die huis, maak 'n nota. God praat met Moses, die ken dit baie goed. Moses, hy sê vir Moses in Elia 3 vers 6, Moses, dis nie net 'n one-man show hierdie nie. Wie van die mense wat my ouderdom is, ken daai liedjie van I'm a one-man band? Nobody knows or understand. Daar is nie so 'n ding soos 'n one-man band in die kerk van die Here nie. En die Here sê, Moses, kyk hier, jy kan nie meer alleen wees nie. Ek gaan nou vir jou, gaan jy Moses, en soek 70 van die oudstes uit. Mense wat jou gaan help, Moses, en dan gaan ek, sê die Here, van my gees, wat op jou is, Moses, op daai 70 sit. Wow, hoe awesome is dit? Want Moses, hulle moet jou help om saam met jou diens te doen. Dit is die krag van saam. Is jy hier met my? Is julle nog okay? Ek bring net 'n bietjie nader. Ek vat dit na ons eie gemeente toe, waarvan u deel is, waarvan ek deel is. Ek het dit al soveel keer gesê, hierdie gemeente gaan nie oor my nie. Dit is nie 'n Emilia Swanepoel kerkie nie. Dit gaan glad nie oor my nie. I am just for the time being a messenger of God, wat God gebruik om u geestelik te help, om u geestelik op te bou. Dis nie 'n Emilia Swanepoel saak nie. Ek werk saam met God en ek werk saam met u en ons almal werk saam aan God se saak. Ons het die Sondagskool geleer, François was in my Sondagskool en Oubaas ook. As ons almal net wil saamwerk, as ons almal net wil saamwerk, hoe gelukkig sal ons wees, want jou werk is my werk, en ons werk is God se werk, as ons almal net wil saamwerk. So jy gaan baie hoor van saam en van ons. Daar moet nie 'n een trek die kant toe en 'n een trek daardie kant toe wees nie. Daar is hier I call the shots nie. Daar moet nog gepraat word onderling en agteraf. Daar waar nog 'n swak getuienis is, daar waar nog 'n swak karakter kop uitsteek, dit moet nek omgedraai word, want daar kan die seën van die Here dan nie wees nie. Johannes sê vir ons Filippense 2 vers 1 tot 5, ek dink ek het jou verkeerde vers gegee, maar as ons van vers 1 tot 5 kan kry asseblief. Ons maak die krag van God sterk in ons eie lewe en in ons eie gemeente as almal saam staan. Filippense 2 vers 1 tot 5 sê, as daar enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Heilige Gees is, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome
deur? Ons kan beter doen, maak my blydskap volkome deur Jesus gesin te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie. Sê ek wat dit sê, nie is die woord wat dit sê. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Kom aan, julle kan sommer saam lees. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Wow! Here, ek kom soms kort. Hierdie gesindheid wat in Jesus was, moet in u wees, moet in my wees. Dit is die krag van ons. En ek wil vir u sê, as ons dit kan snap vanmôre, die krag van ons, dan kan geen duiwel en geen vyand verslaan of inkom daar waar eenheid is nie. En ons staan saam en ek sê weer, it is not about me, it is about we. Hoekom sou Jesus in Matteus 6 gesê het? Die disippels het gesê, Here, leer ons bid. En Jesus kom, hoekom sou hy dit gesê het? Hy sê, wanneer julle bid, so moet julle bid. Onse Vader, wat in die hemel is, nie my Vader, nie is my Vader ook. Ek praat van globaal, Engels ken jy net so goed, hy sê, our Father, who art in heaven. Die Engelse mense sê, it is in the hour, dis nou nie hours soos Ingrid, dis hours soos ons. O-U-R, it is in the hour that we have power. It is in the hour that we have power. Petrus en Johannes, hulle gaan saam op na die tempel toe. Petrus het nie vir Johannes gesê, bly hier, ek gaan vooruit en ek wil eers daar wees voor jou nie. Petrus en Johannes gaan saam op na die tempel toe, om saam 'n wonderwerk vir die Here te doen, die verlamde man van 38 jaar, wat by die bad van Bethesda gelê het, saam met hulle dit gedoen. Wanneer ons eers begin verstaan, hoe belangrik dit is, dat alles nie gaan oor myself nie, maar en ons snap en ons verstaan, dit gaan oor ons, dan kan die Here nie anders as om ons huise, en ons families, en ons kinders, en ons gemeente, en ons dorp te seën nie. Ons moet saam staan, ons moet saamwerk, ons moet saam die Here, een van siel, een van sin aanbid. Julle is baie stil vanoggend. Weet nie of julle koud kry nie. Daar waar eenheid afwesig is die seën van die Here afwesig. Ek sê dit weer. Daar waar eenheid afwesig is die seën van die Here afwesig. Sorry to say, hoekom sou Jesus dan in sy laaste gebed in Johannes 17 gebid het? Vader, maak hulle een, soos wat ons een is. Dit moet minder gaan oor lief, en dit moet meer wees oor wie. Ek hou nie van dit nie. Ek hou nie van hierdie gehande klappery nie. Ek hou nie van 'n taalpratery nie. Ek hou tog net nie daarvan dat hulle so geraas maak in die huis van die Here net veel nuus. Ons oefen maar net. Ek voel nou nie so nie. Wat het geword van verdraag? Strewe na eenheid. Dan sing ons. We are coming to this place. Gather to your name. To worship you. Dan gaan die versie aan. Dan sing ons mos. So forget about yourself. Concentrate on Him and worship Him.
iets gewees, maar uit daai dik pale, amper soos telefoonpale. Dan is die gees van die Here daar teenwoordig, dit is 'n klein plekkie, bietjie groter as 'n garage. Dan is die gees van die Here so teenwoordig daar, dat jy weet die Here gaan iets doen, dat jy weet die Here gaan deurkom. Dan sit een man en dan tel hy al die balke. So forget about yourself, concentrate on Him and worship Him. Dit is hoe dit is. Forget about yourself. Forget about me. Forget about mine. Concentrate on Him, not on you. Concentrate on Him and worship Him. Christ the Lord, not you. Worship Christ in unity. Hallelujah. Weet jy hoekom Ananias en Safira dood neergeval het? Nou weet ek wat dink julle. Sy gaan nou weer praat oor geld. Leens vertel vir jou, jy het gees. Dit was nie so seer oor die geld nie. Maar dit was omdat hulle, as op Beryl, korrek my nou, in disunity gewees het. Met die hele nasie, die hele gemeenskap van gelowiges. Dit het nie so seer oor die geld gaan, want niemand praat in 'n hoofstuk van bring geld of gee geld nie. Niemand het gepraat oor geld nie. God het maar net so gewerk. Daar was 'n Heilige Gees beweging in daardie tyd van Handelinge en Ananias en Safira, hulle was nie in die vloei van die Here gewees nie. En die volk het wel gedink om alles gemeenskaplik met mekaar te deel. Ja, maar ek sê weer, dit was nie dat iemand geld gevra het nie. Hulle het dood neergeval in die teenwoordigheid van die Here, omdat hulle oneerlik en in disunity gewees het. Kan ons nou 'n offerande opneem? In die kerkkringe praat ons van the 2080 rule. Wie weet wat is dit? The 2080 rule is navorsing. Mense wat kerke en kerkgeskiedenis navors het sê, dit beteken net 20% van die kinders van die Here in 'n kerk neem deel aan lofprys en aanbidding terwyl ons sing. Wow, ons is 'n full house hier vanoggend. Navorsers sê, net 20% van lidmate koop in by die visie van die kerk. Dis wat ek sê nie, dis wat navorsers sê. Die navorsers sê, net 20% van lidmate dra finansiëel by in 'n gemeente. Net 20% van 'n gemeente kom woonaktiwiteite by, soos byvoorbeeld bidure, manneoggende, jeugdienste vir die jong mense nou. En dit is die 20% wat aktief is op die speelveld. Ek wil sê, Here, help ons. Here, help ons. Wat van ons staan op as 'n eenheid in die Here en ons begin die aktiwiteite bywoon en ons kom aan die gang vir die Here en ons laat die vuur van God in ons lewe helder brand en ons keer dit om en ons reverse dit en ons maak dit die 80% kom aanbid en
Hoeveel te meer ons, wat gedoop is, wat gevul is met sy Heilige Geeskrag, hoeveel te meer moet ons nie op een plek, in hierdie aanbiddingsplek van die Here saamkom, om God te loof, sy naam groot te maak, en dan sê die woord op daar, terwyl almal in eenheid saam was, en het gehoor oor die Pinkster, het 'n geweldige rukwind, en tonge van vuur gekom, en die hele huis vervul, en almal was vervul met die Heilige Gees, nie een hier, en een daar, en een daar, en een daar, nie, almal was aangeraak. Hoekom? Omdat hulle eendragtig by mekaar gestaan het. Soms kom ons kerk toe, gelukkig nie hier, ek praat van vorige ervarings. Soms kom ons kerk toe en ons verwag, enige een moet enige iets doen, behalwe ek. Ek het nie nodig om deel te neem aan die sang en die lofprysing nie, Ek het nie nodig om deel te neem as hulle sing en lofprys nie. Ek het nie nodig om iets te doen nie. Daar's ander wat dit kan doen. Hallo? Dit het vanmôre in die tale uitgekom. Wat het Jesus vir jou gedoen aan die kruis van Golgotha? Hy het nie net 'n klein stukkie gegee nie. Soms kom ons kerk toe sonder 'n verwagting. Ek wil vir sê, wat het Jesus vir jou gedoen? Hy het sy alles gegee. So hoekom kan jy nie jou alles ook vir hom gee nie? Ons kom hier by mekaar, omdat ons harte oorloop van lof en prys en van dank en opgewondenheid oor Jesus, vir wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Halleluja! Kom ons gee die Here net 'n hartklop. Ons weerhou onsself van soveel seën, wanneer dit gaan oor me and myself and I, dat dit meer belangriker is as we, ons, tesame. Ons beroof onsself van 'n seën, mense. Een van die grootste gebede wat ons behoort te bid is, Here, maak ons een, more of thee, less of me, saam, ons, saam. Handelinge 2, gaan lees dit asseblief. Verder dan sê daar, gaan lees dit, ek is nie seker wat vers dit nou is nie. Maar Petrus, kan vers 11 wees, maar ek is nie seker nie. Petrus het op Pinksterdag opgestaan, wie van die weet hy het opgestaan? En hy het gepraat met die mense. Vers 14, Handelinge 2 vers 14 sê, Petrus het vol van die krag van die Here opgestaan. Die ouetjie wat net 'n tydjie terug gesê het, ek weet nie wie Jesus nie, ek sien een van hulle nie, nee, moenie vir my met assosieer met hom nie. Hy staan op, vol krag. En weet jy wat sê die woord daar, ek lees dit raak in die week, dat saam met hom staan die 11 disippels op. Hy het nie op sy eie gepreek nie, die 11 het nie tussen in die skare gaan sit nie, hulle was saam met hom, en toe Petrus opstaan, toe staan die 11 saam met hom op. Wie hoor wat ek vanmôre vir u sê? Hulle was saam. Daar was 'n unity. En kyk wat het God gedoen. Hy het sy totale blessing op 'n skare kom uitgiet, dat 3000 siele op een enkele dag tot bekering gekom het. Hulle het die krag van die eenheid verstaan, dat dit nie oor my en myself en I gaan nie, maar dat dit oor ons gaan. Het dit nie tyd geword dat ons, sê 'n bietjie ons, hardop, wat ek kan hoor, ek hoor nie, ons begin saam staan en saamwerk, sodat ons 'n Heilige Gees ervaring met die Here kan hê, sodat wanneer ons uit ons geestelike boventrek uitkom, dat ons ook in 'n eenheid kan uitbeweeg om te sê, hoor die woord van die Here, en siele kom in. Ons is nie net een evangelis nie, of 2 of 3 nie, elkeen van julle kan gaan vertel dat Jesus red. Ons verwag die koms van die Here, reg? Laat ek sien wie verwag die koms van die Here. Hoe gaan dit op? Want baie mense glo nie dat Jesus kom nie. Ek glo nog maar Jesus kom.
As ons die verse kan opkry, 1 Tessalonisense 4, vers 16, 17 en 18. Baie dankie, Johan. Wanneer Jesus kom, gaan dit nie net oor my nie, maar dit gaan oor ons. Almal gaan saam. Hulle sê mos, AG staan vir almal gaan saam. Inderdaad, wanneer Jesus kom in ons hart en ons lewens is reg, dan gaan almal saam. Dis nie net 'n enkele een nie. Hy sê van die Here self sal van die hemel af neerdal met die geroep van 'n stem van 'n aartsengel, halleluja, met die klank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. En daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Ek wil vir u sê, wanneer ons gaan weggevoer word, kan jy van die woord wegraak nie, ek sal die ander dag verduidelik. Dit is 'n wegvoering, en dan gaan ons wat die Here ken weggevoer word. Nie een hier, een daar, een ander kant nie. Ek het nou heel wat voorbeelde aan u voorgehou, wat vir my sê, as almal vanmôre gaan snap, dat ons is nie besig om elkeen sy eie koninkryk hier te bou nie. Ons werk saam, ons het mekaar nodig, ons het nodig om te weet, dat ons maak mekaar se rug toe. Ons het nodig om te weet, dat ons kan vir mekaar bid. Ek het die vrymoedigheid om vir my raad te stuur, en te sê asseblief, bid vir my, vanmôre se diens. Ek het die vrymoedigheid, want ek weet, hulle doen. Julle het vrymoedigheid om vir my te stuur. Pastoor, asseblief bid vir my. Ja, sekerlik, ek doen dit. Kan ek dit vanmôre, kan ek reguit dit sê? Kan ons ophou om te skinder? Kan ons ophou om stories te maak? Kan ons ophou om te kla oor alles wat nie reg is nie, en waarvan ons nie hou nie? Dit wat ek nou al gehoor het, gelukkig het die Here vir my regbaar met my gedeel, dat ek raak nie ontstel oor goed wat ek hoor nie. Dit wat ek nou al gehoor het, dat met ons kerk gebeur is, dat lyk vir ons sal binnekort nuwe kerk bou. Die wind het maar net 'n bietjie ons kerk gepak. Maar ons praat dit so negatief, dat ek sal nie verbaas wees as die hele ding net in mekaar tuimel nie. Maar wat van ons is, hou op met kyk wat verkeerd is. Ja, ons werk aan die kerk. Ja, ons het hande nodig. Ja, ons het finansies nodig. Ja, dit is nog in die sak, ja. Maar ja, ek glo dat die Here gaan bydra, hy gaan support, hy gaan ondersteun. Maar waarvan ons prys God, dat ons 'n liefde is almal. Ons kon vanmôre op die parkeerterrein moes gesit het, dan het ons geklaar, dis mistig, dit werk op nie in op goed op my hare en nie, en ons sulke dinge. Kom ons hou op met klaar oor alles wat verkeerd is. Kom ons begin praat oor alles wat reg is, wat goed is, wat God doen. Sekerlik doen God vir u iets goeds ook. 'n eenheid breek nie mekaar af nie. 'n eenheid bou die een die ander op. 'n eenheid het wederwysige respek vir mekaar. 'n eenheid beskerm mekaar. 'n eenheid staan saam. 'n eenheid hak in by mekaar. Ag, die ander een hoor as jouself. Maar wat maak 'n bediening suksesvol? Daar kan Pastor Bemmel nou net weer sê amen. Stay humble. Die oomblik wat jy dink jy het gearriveer, is jy in die moeilikheid. Stay humble. As jy moet roem, dan moet jy in die Here roem. Gee hom al die ere, gee hom die eerste plek in jou lewe. Ek kan nie onthou hoeveel keer het ek dit al gesê van die kans af nie. God moet nommer 1 in jou lewe wees. Wanneer ons in 'n eenheid opereer, in die krag van ons, dan word sterkte oorgedra, dan word krag oorgedra, dan word nuwe moed oorgedra, transfer eintlik, nuwe ywer, seën en guns van die Here breek op ons lewens deur, breek in ons huise deur, breek in ons gemeente deur. Halleluja!
Nou moet jy my help. Kan ons dit doen? Is dit haalbaar? Wie dink ons kan dit doen? Staan gou op jou voete. Gou, vinnig. Wie dink dit is haalbaar? Waai net jou hande in die lug, dat jy kan sien. Ons kan dit doen met die hulp van die Here. Dankie, kan sit. 'n sterk gemeente is 'n ons gemeente. Jy sien, ek gaan nog lank preek, so ek moet jou net 'n bietjie laat opstaan. Ek is amper klaar. 'n sterk gemeente is 'n ons gemeente. 'n sterk gemeente is 'n wat gemeente? 'n ons gemeente. Ek is nou klaar, want ek weet hier is nou mense wat ons sê, ek wil nou in my kar klim en ek wil nou na my huis toe ry, sodat ek kan gaan eet. Just hanging there. Amper klaar. Kan ek vir iets wys in die boek van Handelinge, hoofstuk 19. Gaan lees dit in die huis. Wie van die storie in Handelinge 19 al gelees van Demetrius? Wie van die? Laat ek sien, Hanal Demetrius. Ok, daar is 'n paar. So jy weet, dit staan daar. Gaan lees dit in die huis. Dit staan daar van 'n man met die naam Demetrius, ek gaan dit nou sommer net vertel. En hy was een wat afgodsbeeldjies gemaak het, en hy het goed geld gemaak. Hy het 'n florerende besigheid gehad, wat verskoon die beeldjies wat hy aan afgodsaanbidders verkoop het in Efese, was daardie tyd, was die godin wat hulle aanbid het, was Diana, of Diana, wie van julle weet, daar is hy. Lelik, nee. Hou hom so 'n bietjie daar, dankie Johan. En hier kom Paulus. Maar die Heilige Gees, het was al 'n vuur en 'n klomp mense. Hulle het van dorp tot dorp gegaan en Jesus verkondig en hulle mense kom tot bekering. En hier kom Paulus en die Engelse sou sê that he shut that idol worshiping business completely down. Want hy begin vertel van Jesus. Hy begin vertel van die evangelie van Jesus Christus en mense kom tot bekering en Demetrius en al die afgodsaanbidders se besigheid ly skade. En die afgodsaanbidders, hulle raak benoud, want hulle sien, hier is iets wat gebeur. Nou, 'n interessante ding in hoofstuk 19, vers 34 sê, die afgodsaanbidders, hulle begin vir 2 ure. Kyk gou vir my, in vers 34, hoofstuk 19, wie kan dit daar, sê dit as ek reg. Hulle sê daar, daai mense, wat daai godin Diana, wat in Efese was, aanbid het, daai afgodsaanbidders, hulle kom in opstand, en hulle skree vir 2 ure. Ek skree maar net vir 'n halfuur. Hulle skree vir 2 ure. Die Engels sê, with one voice. So jy sien, tussen die duiwelse geleedere, by afgodsaanbidders, is daar ook 'n eenheid, want almal van hulle, let nou almal, nie net die eerste 3 voorste rye nie, almal van hulle skree asof uit een mond uit, groot is Diana, die godin van die Efesiërs, vir 2 ure, is dit al wat hulle skree. Wow! Ek wil sê, Here, help ons. Hulle hou aan met skree, vir 2 ure, groot is Diana van die Efesiërs. Wow! 2 solid ure, soos 1 man vir 'n valse godin. Groot is Diana in Efesiërs. Dankie Johan. Godin sy was daardie tyd die godin van seks en van vrugbaarheid. En dit is ook hoekom jy daar gesien het op die beeld. Daar's meer, sy was meer borstig geweest. Dit is 'n storie vir 'n ander dag. Maar my punt wat ek wil maak is, hulle staan vir 2 ure en skree. Dan kan ons nie eens as 'n eenheid soms God se naam groot maak en sing en lag en dans voor die Here, wanneer die prys en die worship aan die gang is vir 15 tot, hoe lank minute? 15 tot 20 minute. Ek sê weer,
Here, help ons. Nou ek soek nie 2 ure nie. Ek wil net graag hê dat almal van ons in een enkele diens 'n eenheid sal kom, soos een man en een vrou sal opstaan en 1 minuut sal vat. So nie 2 ure nie kan by die huis gaan doen. 1 minuut sal vat om ons God te prys en te verwys. Want as hulle daar kon sê, groot is die Hanna, koning van godin van Efesiërs, dan is ek seker dat ons kan vanmôre opstaan en God se naam groot maak en sê, God is groot in Gansbaai. God is groot in die lighuis. Kan ons dit doen? Kan ons dit doen? Johan het jy die timer gereed? Kan ons opstaan? Prys die Here. Halleluja. Vertel vir God hoe groot hy is. Die klok is tikkie. Come on, come on, come on. Ons gaan dit doen. Of is dit 'n
Ons gaan ons luiheid Yes, Lord. en ons laksheid laat staan. Hoe gaan ons dit doen? Ons gaan inhak, nie gesê eenheid. Ons gaan in eenheid saam beweeg. Jy sal onthou, 'n jaar gelede toe ek hier gekom het ek 'n bietjie gepraat oor eenheid. Ek weet nie wie van julle was dag hier nie, maar ons het mekaar hier ingehaak. Wie kan dit onthou? En ek het probeer deurbreek. En daai skakel, daai ketting, daai eenheid was so sterk geweest dat ek kon nie deurbreek nie. Daar waar ons inhak by mekaar, wil ek vanmôre sê, kan die duiwel nie inkom nie. Wanneer hy inkom is wanneer die skakel verswak. Frans van wat met kettings en nou baas. As hy skakel swak is, dan ruk die boot los, is ek reg. Maar wanneer ons hy skakels check en hulle sterk, dan kan die storms maar kom. So ek daag elkeen van môre hier uit, in die liefde van die Here, dat ons in 'n eenheid saam vorentoe gaan beweeg. En ek wil vra, wie is die eerste een wat gaan staan en sê, Here, ek is deel van daardie ons. Ek staan klaar. As jy op jou voete staan, ek is deel van daardie ons. Want ek soek die seën van die Here op my lewe. Ek soek dit vir my, ek soek dit vir my kinders, ek soek dit vir my kleinkinders. Ek soek die seën van die Here op ons gemeente. Ons gemeente is geseënd, ja, maar ons kan beter doen. Weet jy wat die dag was wat ek met Sonja gepraat het oor dit, en ek dink dit is wat die Here in my hart gebore het toe. Want Paul Greer het gesê, dit was selfs op die minstukke daardie tyd gewees, so ek 'n kind was, daar het gestaan, eendrag maak mag. Eendrag maak nog steeds mag. Ek staan in eenheid. Ek gaan nou na afkom. En wie gaan by my kom inhak? En 'n commitment maak, onthou, jy maak nie nou hier 'n commitment om vanmiddag by die huis te vergeet nie. As jy deel wil wees van die eenheid, as jy deel wil wees van die nuwe ding wat God besig is om te doen in hierdie gemeente, en jy sê, pastoor, ek gaan by jou kom inhak, ek maak 'n commitment dat ek gaan deel wees van daardie eenheid, dan kom doen jy dit. Ek wil vra, kan ons 'n aksie van geloof maak? Ek is klaar. Ons gaan nou na huis toe. En ek wil vra dat ons bestuursraad asseblief hier voor by my sal kom staan. En ons gaan inhak. Daar's 'n rede hoekom ek vra dat Johan asseblief langs my sal staan. Ons gaan inhak. Dis een. Ons gaan inhak en ons maak vanmôre 'n nuwe commitment as 'n eenheid. Die ou dinge is verby. Vergeet van wat agter is. Kyk na wat voor lê. Die beste lê nog voor vir hierdie gemeente. God is besig. Hy het in die begin van die jaar gesê, hy's besig om 'n nuwe ding te doen. 6 maande van die jaar is om. Maar ek wil vir u sê, watch the space. En die mense in die dorp gaan sê, op Gans by Koopland gaan hulle sê, kyk wat het God gedoen. Look what the Lord has done. Kom ons net so terwyl ons so staan. Kom ons raak net binne en ons sê, Here, ek maak 'n nuwe commitment vanmôre. Ek hak in. Ek is deel van die ons. Ek is deel van die eenheid in die naam van Jesus. En dan gaan ek vir Johan vra vir ons te bid asseblief. Vader, baie dankie dat u vanmôre hier teenwoordig was. Here, dankie dat u elke gebed gehoor het. Here, dankie vir elke lied waarmee ons u kon loof en prys, Here. Heilige Gees, dankie vir elke hart wat u vanmôre hier aangeraak het, Here. Here, maar ek wil nou kom en bid, Here, dat hierdie vuur nie net hier sal bly nie, Here, maar dat dit saam met ons hier sal uitgaan, Here. Heilige Gees, kom gee vir ons vars krag. Nuwe krag, nuwe passie, nuwe gehoorsaamheid, Here, om die lig op buite te gaan wees, Here, dit wat u wil hê ons moet doen, Here. Here, dankie dat ons vandag kan kom en sê, Jesus red steeds, Jesus herstel steeds, Jesus genees steeds, Here. Here, ek wil nou kom en bid, 'n seën oor elkeen wat vanmôre hier staan, Here.
Here, ek wil beskerming bid, Here, op hulle pad huis toe, Here, dat U met hulle sal wees, Here. Here, ek wil kom bid vir hierdie gemeente, Here, ek wil kom bid vir eenheid, Here. Liefde onder mekaar, Here, maar 'n geestelike groei, Here. Here, dankie dat ons kan kom en sê al die lof en al die eer kom U toe, Here, dat ons vanmôre hier staan met 'n verwagting, Here, vir dit wat U gaan kom doen, Here. Dankie dat ons op daardie belofte kan staan, Here. In Jesus magtige naam. Amen. Amen. Kom ons gee die Here 'n hande klap. Om uit te hak vir mekaar. En saam 'n verskil te maak. Saam maak ons 'n verskil. Saam gaan ons verder. Ek verklaar vanmôre ons gaan vorentoe, ons gaan nie agtertoe nie. Ons is boontoe, ons is nie ondertoe nie. Ons is die appel van ons Vader se oog. En ek verklaar dat siele gaan inkom vanuit die ooste, die weste, die noorde en die suide. En die suide en die ons moet dit maak werk. Die Here seën U baie dankie, kan jy sit lekker neem. Inneem. Kan jy as jy pakkie maar dan is nie so plek op met. Baie dankie dat jy vertrou dat ek kon aflewer dit wat die Here op my hart gelê het. As daar enige iemand is wat vanmôre gebed nodig het, of my siek is in die liggaam, nodig dat die Here jou moet aanraak, jou moet deurkom. Was jy Jesus nog nooit as verlosser en saligmaker in jou hart aangeneem het nie, dan wil ek vra, moenie in jou sitplek bly sit nie. As jy voel jy is weer op die plek waar jy gewees het nie, moenie bly sit nie. Kom dat ons saam met jou bid. Niemand kan jou so lief hê soos wat die Here jou het. Hy het 'n prys vir jou betaal. Mag die Here elkeen seën. Hierdie dag mag jy 'n geseënde week hê, 'n week van deurbraak, 'n week van oorwinning. The battle belongs to the Lord and the victory belongs to us. 'n eenheid in Jesus naam. Die Here seën jou. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crown.